Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om weer eens hier by mekaar te wees. Dit is absoluut net 'n voorreg, nie 'n reg nie, Here. U het elkeen van ons se lewens gespaar, Here, en het ons elkeen hier by mekaar gebring. En ek dank U daarvoor, Here. Ek vra dat die woord wat uitgaan, Here, dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer sal wees, dat die Heilige Gees vanaand hier welkom is tussen ons midde, Here. Dat die Heilige Gees in ons harte sal werk en ons sal voel dat wat U uitgaan vanaand, Here, dat ons dit sal huis toe vat en vir ander ook kan gaan uitdeel, Here. Ek vra, Here, dat U ons onder die bloed sal hou in hierdie diens en dat U ons ook onder die bloed sal hou op pad huis toe. Vader, en ek vra dat U saam met ons sal gaan, Here, dat U elke gedagte gevange sal neem, Here, dat mense se gedagtes nie sal afdwaal nie, maar dat hulle sal hoor wat U vir hulle wil sê, Here. Ek dank U vir die geleentheid, Here, en ek dank U vir alles wat U vir ons doen in Jesus naam. Amen. Amen.
het 'n baie mooi iets gelees iewers. Ek kan nou nie onthou wat 'n platform dit was nie. Maar hulle sê dat wanneer Jesus by 'n begrafnis gekom het hy daai begrafnisdiens verander in 'n opstandingsdiens. Nou as hy dit kon doen, dan kan hy mos net ding waarmee jy sukkel regmaak. Nooi hom net na jou begrafnis toe. En hy maak dit 'n opstanding. Amen. Right. Amen. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. I wasn't made to be dead in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was thankful. Why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future that is worth living. I wasn't made to be dead in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for. You call out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be dead in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more, so much more. Why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Amen. Ek voel ek moet dit net gou vinnig vir iemand sê. Dis baie mooi dat jy hierso is, né? Dis baie mooi dat jy hierso staan. Maar as jy nie gaan toelaat dat jy verander word nie, dan help dit niks jy staan. Hoor julle wat ek sê? As jy nie wil verander nie, dan help dit nie Jesus. Jy kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie. Maar klaar met dit. Maar klaar, wat ook al. Maar klaar.
Anders te staan nie hier vir niks. Vanoggend hoor ek Jan, het jy die duiwel al mekaar op die pad gekry? So. En ek dink so op myself, waaroor gaan dit nou? En die volgende kom my op, as jy die duiwel op die pad gekry het, miskien is jy altyd dieselfde rigting op pad. Jo. En nou. Ja. Dan kan ek my toon vir hom so by weergeef, nee. Ja. Dit draai nog die hele dag by hom. Ongelukkig is daar net een van twee oor. Jy loop saam met hom, of jy loop saam met die Here. Ja. Daar is nie 'n middelweg en jy kan nie of so bietjie saam met die Here en 'n bietjie die ander pad nie. Maar klaar met die ou sak. Nuwe wyn in 'n ou sak gaan nie werk nie.
Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra vir ons naam. Ons wag op U en ons vra vir ons naam. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons naam. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons naam. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons naam. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons naam. Heilige Gees,
is. Kom Heilige Geest. Kom Heilige Geest en kom oor ons neer. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Bring every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a I just want to speak the name of Jesus over every heart
neem. Kijk, dat is op je lig. Nou, en allemaal. Kan jullie mij horen, want dan ga je skree nie. Ik ga nog harder praat. Is julle reg? Okay, goed. Okay, so, ek het met die Here gepraat en vir hom gesê, wat gaan ek sê, wat gaan ek bring? En die woorde wat by my opkom is, ek of God. Is die eie ek, of gaan dit oor God? En dan die Yvonne dit so bevestig, dis hy die vorige keer die was oor, hou op sê dis net jy. Wat van God? Okay, so ek wil graag hê dat julle eerstens julle Bybels moet oopmaak by Galasiërs 2 vers 20. En dan gaan ek julle verduidelik van die woord wat sê die eie ek, wat verwys na die selfsugtige sonde van natuur, van die mens, of die ou mens wat teenoor God se wil staan. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En ons leef in 'n wêreld, wat sê, volg jou hart, wees uit jouself, doen wat vir jou reg is, doen wat vir jou reg voel. Almal sê dit gewoonlik. Maar dan kan jy nie met een voet in die wêreld staan en die ander een in God se koninkryk wees nie. Jy gaan moet begin kies. Daar's 'n pastoor wat destyds gesê het van, jy kan nie gaan Glory op 'n Sunday en gaan of Hokas op Glory op 'n Maandag nie. Maar eintlik is dit nie op 'n Maandag nie. Jy begin eintlik op 'n Vrydag of 'n Saterdag met Hokas op Glory. En dan Sondag wil jy Glory, maar met 'n babbelas. Sorry, dis reguit gesê. Maar dit is hoe dit is. So jy moet gaan met begin kies. God of die wêreld. Jy kan nie albei dien nie. Jesus leer vir ons iets baie radikaal. En dit is om jouself te verloon. Dit is om jouself aan hom te kan oorgee. Vandag gaan ons kyk wat dit beteken om ons aan die eie ek te sterf. En hoe dit ons vrymaak om voluit vir God te leef. Die eie ek het begin, toe die mens vir die eerste keer nie vir God gekies het nie. Maar vir homself. Maak my asseblief oop by Genesis 3 vers 4. Dit word so mooi daar geskryf is. Die verleiding van eie begeerte bo gehoorsaamheid aan God gekies het. Adam en Eva het, soos julle die storie ken, het besluit, hulle gaan vir die slang luister en hulle gaan van die vrug van die boom eet. So daar was klaar die eerste sonde, dit was klaar die eie ek. Eva het besluit, sy gaan nou luister vir haarself, sal ek sê, en dan nou doen wat die slang vir haar sê, van eet die vrug. Dit is mos beter, maar eintlik was dit nie, omdat sy nie vir God geluister het nie. Die eie ek is die sondige mense in ons wat buite Christus leef. Dis daar die stem wat sê, ek weet beter. Niemand kan vir my niks sê nie. Nee, dit is al gesê, ek weet beter. Of jy sê, ek wil hê wat ek wil hê, ek sal self besluit. Jy kan nie 'n besluit neem as dit nie saam met God is nie. Dit gaan dit nie realiseer nie. Soos ek met my man vroeër gepraat het, jy gaan die toets dop. Jy gaan die toets dop elke keer, want as jy hom gaan val, gaan jy hom oordoen of oorkry, tot jy hom geslaag het. Ek hou baie daarvan. Paulus noem dit die ou mens, of die vlees. En dit is in stryd met God se wil. En hy sê, dat sy eie ek gesterf het, en dat Christus nou in hom leef. Romeine 8 vers 7 is die sinne van die vlees is vyandskap teen God. So ek het baie verse gaan kry wat verduidelik en wat vertel van die eie ek.
en hoekom dit so belangrik is om nie die eie ek te kies nie. Romeine 6:6 Ons weet tog dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde vernietig kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, is vir ons sonde. Dis om die ou mens te laat gaan, so die nuwe kan opstaan. Okay. En ja, ek kan ook nie afsluit nie. Jesus roep ons om ons eie ek te kruisig. Lukas 9:23 sê, as iemand agter my aan wil kom, na my is God, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. En om jouself te verloon beteken om die eie ek te laat sterf. Jy moet begin nees vir jouself. Okay, moenie jou eie denke laat dit jou oorneem en sê, ek wil nou dit doen. Ga praat eers met God. Sê ja vir Jesus, sê ja vir God, van ja asseblief, ek wil dit doen, as dit u wil is. Laat die ou ek sterf, elke dag. Elke dag moet jy vra vir die Here om die ou ek te laat sterf, sodat die nuwe een kan opstaan. En dis nie iets wat een keer gebeur is, soos ek gesê het, dis 'n daaglikse keuse. Net soos wat ons bid die Onse Vader. Elke dag bid ons en as die Here sorg vir ons, help ons. Moenie worry van wat môre kom nie, maar worry wat vandag gaan wees. So vandag sal myself uitsorteer. Wat gebeur as ons aan die eie ek sterf? Jy begin nie leef. Jy verloor jouself, maar jy vind Jesus. Jy is nie meer wie jy is nie. Jy moet 'n nuwe mens wees, 'n nuwe skepsel wees. Jou identiteit is nie meer wie jy is nie, maar wie jy is in Christus Jesus. Nog 'n Bybelvers. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepper. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Julle moet hom highlight, dit is baie belangrike vers. En hoe kruisig jy die eie ek? Jy bid elke dag, Here, nie my wil nie, maar u sin. Jy vergewe waar jy seer gemaak is. Die eie ek wil wraak hê. Moenie wraak gee nie. Wees nederig. Die eie ek wil altyd reg wees. Ons is almal so, né? Luister eerder as om te veg vir jou sê. Die eie ek soek beheer. Jy wil altyd daai paadjie gaan en almal met daai wy volg en almal met dit doen en dan is jy moet 'n bietjie daai kant op wees. Jy moet begin 'n beheer neem van jou stuurwiel, sodat God die engine kan wees van jou kar, dat jy kan reguit ry. Okay. Lewe verander en die eie ek wil alles vir homself hou. Kyk soos getuienisse. Deel dit met ander. Sê vir die Here, vir almal dat die Here is goed vir jou. Moenie dit vir jouself hou nie. As jy sê dit of jy het moeilikheid, moenie dit vir jouself hou nie. Ons is almal ons is een liggaam, een gees, dat ons kan saam bid vir jou. En as jy getuienis het en is joyful, dat ons saam met jou kan joy en saam kan sê dankie Here. God wil nie net jou sonde vergewe nie. Hy wil jou ou self kruisig en iets nuuts opwek. Wanneer jy in die eie ek sterf, begin jy regtig leef. Nie jy nie, maar Christus in jou. Dit beteken op 'n praktiese manier om die eie ek te kruisig of af te lê. Jy kies om nie selfsugtige begeertes te volg nie. Dis nou die bad goed. Al die bad goed moet jy laat gaan. Al die ou koeie, los dit net daar. Jy onderwerp jou wil aan God se. Dit wat God vir jou wil hê, lewe volgens sy wil. Jy leef in ooreenstemming met die Heilige Gees eerder as jou natuurlike drange. Luister vir die Heilige Gees, wees sensitief vir die Heilige Gees. Wanneer jy bid, spandeer tyd saam met God. Verwelkom die Heilige Gees, sodat jy die teenwoordigheid kan ervaar. En alle tyd is in God se hand, né? Die tyd loop vinnig. As ons sien hoe oud het hulle geword in die Bybel. Soos, ons word nie 800, 700 jaar oud nie. Gelukkig nie, né?
As ek vat, kyk waar ons nou lewe. Dit voel soos nou het ons opgestaan. Dis klaar aan, dis klaar donker. Dit is verskriklik hoe die tyd loop. Die kalenders is vol, die dae is te min, maar dinge wat ons moet doen is te veel. En omdat hy nie onderworpe is aan tyd soos ons dit ken nie, en omdat hy algehele mag daaroor het, kan hy alles beheer. Dis God wat ons tyd beheer, is nie ons nie. En beskik om sy doel te bereik en sukses te waarborg. Nou, hoekom kies jy God? God is ewig, vir altyd. Daar is niemand soos God, daar sal nog nooit iemand soos God wees, dit bly God alleenlik. Hy was en altyd sal wees. Altyd. Omdat hy ewig is hy ook almagtig. Niks het hom geskape nie. En niks kan hom vernietig nie. Niks. Niks. God het ook 'n doel met alles. Jy dink dalk in die situasie waar jy nou is, weet jy nie met hanteer, maar onthou, gee dit vir God. Hy gaan dit vat, hy gaan dit hanteer vir jou. En jy sal dan oor 'n week of 2 kom getuig van die Here wat dit wat die Here vir jou gedoen het. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Die Here is altyd daar met jou. Genesis 1 vers 1, nou gesê oor Adam en Eva. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So almal ken daai vers. Alles wat bestaan, het sy oorsprong in God. Geen mens, afgod of mag het die wêreld geskep nie. So almal kan daarmee saamstem. En die feit dat daar staan dat God het die hemel en die aarde geskape, beteken dit nie net is nie in die aarde nie. Dis jy ook. Hy het hoeveel jaar terug 'n doel gehad vir jou ook. En jou tyd is om nou hier te wees op aarde. Jy het nou 'n doel om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Dit hoef nie eers finansiëel te wees nie. Geestelik is die belangrikste. So om siele te kry vir God. Almal se lewens reg te kry vir God. Vir wanneer die eindtyd gaan kom. As God die bron van alles is, dan is hy ook die enigste een waardig om aanbid en gevolg te word. Dit gaan nie oor die mense, maar dit gaan net oor God. In Johannes 1 vers 5 sê, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. Daar's 'n ding wat altyd sê, ek kan die lig aan die einde van die tonnel sien, ek is nie in die donker nie. Dit is so, want onthou, God is aan die einde van daai tonnel wat donker is. Jy voel dalk alleen, jy voel verstote, jy voel gebreek, maar weet net, dat wanneer daai liggie gaan skyn, is dit God wat na jou roep en vir sê, kom. Kom nader, ek is hier vir jou. Jy moet net jou hande uitreik na hom toe, jy moet net jou hart vir hom gee. Geen ander wese ons vermaak, heilig, regverdig en rein nie. Nie een van ons is perfek nie. Ons kan nog nooit perfek wees nie. Net God is perfek. Net God is heilig. Kan nie iets of iets anders aanbid nie. Net vir God alleenlik. Daarom kan net God as volmaakte regter, Vader en Verlosser optree. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders te nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat aan mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geen godsdiens, geen ritueel of goeie werk kan die mens red nie. Net God deur Jesus Christus. Dis al wat jou hulp gaan vandaan kom, is van God af. Ek is jammer oor my Bybelversies hoor. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou ons stand tot in ewigheid. Jy kan net aan hierdie boek vathou, elke dag. Van as dit op ons fone, dis eintlik vir party van ons dalk bietjie makliker, want dit is easy access, maar jou foon kan jou baie vinnig laat afdwaal. Sorry, die ding is weird. Nee, eens. Dit kan zo zijn niet zo. Okay. Ja. Dat zit er los. Kijk nou even aan. Hoeveel keer het jy jou Bible app oopgemaak en dan lees jy gou 'n versie of gedoene gedagte van die dag en dan maak jy hom toe,
Ek gaan nou net teruggaan na daai ding toe, dan maak jy gou 'n ander app oop. Hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons besef nie hoe tydverrowend jou selfoon kan wees nie? Ek voel net vanaand ek moet dit sê. Dit is regtig nou op my hart dat ek moet sê dat moenie toelaat dat foon, social media, wat ook al jou tyd besteel van wat hier binne aangaan nie. Spandeer jy tyd op iets, nie op jou foon nie. Jy gaan die antwoord in elk geval hier kry. Nie op jou foon nie. Wat kan happen? Dit kan nie gebeur nie. Okay. Ek sluit letterlik amper af. Mense verander, nee. Hoeveel van ons kan sê ons het nog ons buddies, 10 jaar terug se buddies nog by ons? It's not happening. Van ons sekerlik. Maar omstandighede verander ook. Geloof verander. Situasies, omstandighede verander. Maar God verander nooit nie. Hy is vir ewig, hy is die ewige rots, hy staan vastig en hy is 'n waarmaker van sy woord. Jeremia 17:10 sê, ek die Here deurgrond die hart en toets die niere. Dis een van jou belangrikste organe in jou liggaam, is jou hart en jou niere. As daai goed nie funksioneer nie, dan gaan dit nie baie goed gaan met jou nie. Jy moet seker maak dat die Here jou hart ken. En jy moet jou hart oopmaak vir hom. Jy moet nie net gou vinnig 'n klein gebedjie opsit en dink, okay, alles is alright. Jy moet in diepte met die Here praat. En dan gaan die Here vir jou antwoorde kan gee. God verstaan jou diepste pyn, jou vrese en jou begeertes. Hy is nie ver van betrokke nie, maar hier waar ons is, hier waar ons sit, hy is hier. Hy is hier met ons elke dag van ons lewens. En jy kan hom vertrou met alles. Hy sien alles en hy weet alles. Jy hoef al jou dinge nie vir ander te vertel nie, maar jy kan vir God vertel. Hy gaan dit verstaan en hy gaan jou help daarmee. Ek gaan afsluit met, hoekom net God? Omdat daar niemand soos hy is nie. Omdat hy alles gee wat jy nodig het. Dis liefde, dis waarheid, redding, leiding en hoop. As jy dink jy hoop is klaar, dit is nie klaar nie. Daar's altyd hoop. Die Here red jou siel as jy regtig jou hart vir hom gee. As jy hom jou saligmaker en jou verlosser ook, dan is alles okay op die einde van die dag. Omdat alles anders vergaan, maar hy bly vir ewig. Die wêreld waar ons bly is stikkend. Dit is, as jy jou foon oopmaak, dan sien jy net vieslike dinge. Dis oorlog, dis haat, dis vloek, dit is skel, dis vieslike dinge. Maar dit sal ook tot op hulle einde kan kom. God het 'n doel met alles. As jy Jesaja 46 vers 8 tot 10 kan lees, saam met my. Dink hieraan en wees beslis. Neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is. En daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die vooruit af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Dit is so mooi dat die Here sê, daar is niemand soos ek nie, en dit is die waarheid. Ons kan nie soos God wees, ons kan nie doen wat hy doen nie, skies. Hy kan ons lei, hy kan deur ons werk, maar hy bly God. So wie kies julle? Jouself, jou eie ek, of kies jy God vandag? Dankie. Amen. Ek sal gewoon te afsluit. Ja, Amen.